Wat is die difference tussen de Brelangebergstreek en die Oeverbergstreek? Baie mense gaan sê, maar ons gaan zien hoe lyk dit in die Oeverberg. So sê ons, hoe is hy nou ervaren, hoe is die Oeverberg? Nee, is 'n belief man. Hy's klaar binne. Kyk hier uit, ons is wat daar. The battle have been won, but ons weet mos nou the war is far from over. Ons het so 11 manne wat in die A-span is wat nie vandag kan speel as gevolg van Eagles. So die span wat volgende week derby gaan speel gaan 10 teen 1 heel anders te lyk. Hy stap nou. 'n Boodskap vir jou kaptein Riemann van Bin gee 'n boodskap vir jou kaptein. Bin. As jy nou al draf nee, Bin as nou al draf nee, get the lesson. If you must it, you must win it. It's all by the way. I don't love soccer anymore. Nice. Right there. Philander en Warwick Philander gaan ook vir die eerste 5 punte. En hy vind Kadri Klaasen. Groot uitslag op hom. Bal wat neergeskop word. En Dixon! Brendan Lee Dixon en is Duffy! Een naam wat vir altyd onthou sal word. Brendan. Word hy weer die reale gegooi. Yes. Austin. Man aan die buitekant. Dat lyk na. Dat lo. Aidan. Philander. Dat is die wedstrijd. Sing sy vorige klap. Dat Unstylend. is die wedstrijd. Veel gedaan, Austin. Oeverberg Challenge kampioene vir 2026. Austin Rugby Club. Ek is hier saam met Duncan Donuts. In the street, you gotta have some brain, otherwise you go insane. Whoa, I done seen it all happen from the top. Niggas stumble once and then they lose it all. Same, whoa. My circles are small cause I be carried as like. Ding wat ek altyd vir die mense sê is droom groot. Hey guys, welkom terug op het channel. Is 'n boy, Mr. Duncan Donuts. Ons is hier so 2026 se eerste interview. Eerste interview weer wat erop. Ons is vandag hier so by die Nissan Holdings toernooi, die jaarlikse toernooi wat plaasvind binne in Caledon wat die 5 beste spanne aan die Oeverberg mekaar uitspeel. Waar Bottervieros wel later die 5de plek was natuurlik ondergekom. Caledon, Saffies, Steenfort, Austin. Hey guys, as jy nie op die channel, moenie vergeet om te like, moenie vergeet om te subscribe. It's a boy, Mr. Duncan Donuts. Like gou die video, né? Like gou die video. Nee? En subscribe. Away. Dango! Ja, dus hier so vandag met die brains agter die hele dag. Stel gewoon net voor wat jy nie ken nie asseblief. Goeiemiddag, ek is Rodney Nissen, ek is hier van Caledon. Die directeur van Caledon en Nissan Holdings. Dis korrek? Die voorstel van Caledon en directeur van Nissan Holdings. Sê maar gou, ons het 'n paar jaar terug toe staan op 'n spesiale plek te sê, "Wow, kyk die opkoms." Dat elke jaar raak dit meer mense en meer mense koop in en meer mense stel belang. So sê maar gou net hoe is hy gevoel? Luister, dis 'n lekker gevoel, is 'n klomp maande se beplanning wat natuurlik vandag saamkom. As familie is dit 'n voorreg om al hierdie mense van reg oor die Oeverberg hier in Caledon te hê. Elke jaar probeer ons die toernooi beter maak. Wat ons geleer het, ons fokus op die top 4. As een van hulle uitval, dan gaan ons dan nommer 5 toe, 6 toe, 7. So dis basies so dit. So 'n paar jaar terug toe was daar 'n draw in een van die games. En toe word daar besluit dat wie die beste gevaar het in die Liga gaan dan deur. As dit is dieselfde reëls of het die reëls 'n bietjie verander? Ja, kyk, ons is natuurlik realisties. Ons het besef dat soos byvoorbeeld Botterrivier het al 2 keer deelgeneem en hulle 2 keer gelyk geëindig en hulle 2 keer uitgeval. So ons het probeer nou kyk, hoe kan ons dit makliker maak sodat ons nie daai probleem weet het nie. So wat gebeur as daar gelyk op uitslag is, dan is daar 10 minute ekstra. Okay. Sudden death en daarna gaan ons palle toe skop.
Okay, 100%. Amper soos 'n World Cup final. Okay, ek is bly uitgesort want hy was ook iets wat die crowd 'n bietjie nie saamgestem het nie. So ek is bly dat elke jaar daar kom improvements. Ja, ons is 'n media maatskappy, so ons luister na wat die mense wat die daar buite mense, sê en ons 100%. probeer dit verbeter. Ja. As daar 'n boodskap vir al die ondersteuners. Luister, ons wil vir al die gemeenskappe wat vandag hier is, sê baie dankie. Ons wil regtig waar sê dat hierdie is 'n toernooi wat ons droom as maatskappy is om die Overberg bymekaar te bring en jong mense geleentheid te gee om gesien te word deur ons kameras sodat die hele wêreld kan sien en geleenthede te skep vir ons jong mense. En ons is bly vir hulle wat opgekom het. Baie dankie vir die tyd en sterkte vir die dag. Dankie vir julle hoor. Right, ek is vandag hier so met die voorsitter van Safkol. Stel net jouself voor wat jy ken nie. Dankie, ek is Dimitri Jacobs, ja, ek is die voorsitter van Safkol. 100%. Sê gewoon net, dat is die hoeveelste keer wat julle nou al deelneem aan die Nissan Holdings tournament. Ek heb gepraat met die directeur van die NS tournament en gesê, elke jaar raak het meer en meer, die presse raak meer, die mense koop meer in. Met wat 'n mindset kom Safies hierdie jaar na die NS tournament toe? Kyk, ons het, dit is die 4de jaar, so ons neem deel vir die 4de jaar. Ons eerste 2 jaar het gewen, laas jaar het verloor. Aan Caledon teen wie ons nou speel, so ja, jy kan sien die plek was vol al vroeg vanoggend al. Die mense raak al hoe meer elke jaar. So gees is reg. Supporters is uit. Manne op die veld is 100% in vir die game. So gaan 'n lekker game wees nou. Ek wil net luister. Julle speel nou teen die voormalige kampioene van hierdie tournament. Wat verwag julle van 'n span af soos Caledon? Kyk, soos ek sê, is 'n trotse span, 'n trotse dorp. So hulle gaan hard kom hierso. Ons het kleedoelwitte vir die jaar. Right, hierdie kap wil ons terugwen. So die manne weet presies waar ons staan as bestuur, ons weet waar hulle staan. So ons doelwit is klaar, ons wil skap weer terug hê. Dan gaan nog weer die laaste vraag. Ek wil net luister, ons is nog besig, dat is nog deel van die friendlies en daarna begin die liga. Kyk ons na staan vastere Safkol span of toets hulle nog steeds kombinasies uit vir die vandag se game? Man, op die stadium is dit nog steeds so 'n bietjie van 'n kombinasie toets. Ons het so 11 manne wat in die A-span is wat nie vandag kan speel as gevolg van Eagles. So die span wat volgende week derby gaan speel gaan 10 teen 1 heel anders te lyk. Maar ja, dit is nog so 'n bietjie van toetsing. Ons het seker so die helfte van die A-span is nuwe manne, so dit gaan 'n bietjie van 'n tyd vat. Kan nie rugby speel sonder toeskouers. Hierdie mense soos wat Benji ook altyd sê, is die backbone van enige klub. So ons waardeer dit. Hulle betaal hulle laaste R30, die mense travel van ver af. So ek bedoel, ons kan net liefde toon vir ons supporters en so elke klub wat vandag hier so is vir hulle supporters. Vandag hier so met een van die coaches van Oosten. Stel asseblief vir ons voor wat jy ken nie. Hi, goeiemôre almal. My naam is Dendel Swarts. Ek is by Oosten Rugby Football Club as ek 'n coach, forward coach. 100%. Sê gewoon net, jy het nou so pas vir Stenford geklop in die eerste game. Hoe is hy gevoel? Dinge het goed geloop. Maar daar is nog baie work-ons. Ek dink dis nog baie vroeg in die seisoen. En dis wat ek my altyd vir die manne sê. The battle have been won, but ons weet mos nou the war is far from over. So wat gebeur is, dis maar nou net regroup. Ons sal nou kyk die uitkoms van die Caledon en Safkol game en dan sal ons die finaal vat daarna. Okay. Dan die ouens weet dat Jan en Elk moet uitgaan, hy moet sy beste gee, hy moet alles op die veld los van volgende week. Ek dink Gio Aploon, hy het dit so mooi vir die manne gesê. Jy's maar net 'n teken van die jersey. 'n caretaker van die jersey. So een en elk van die ouens weet hart en siel gaan los alles op die veld en resultate sal spreek van self. Smart man. Hy's 'n baie goeie boodskap. Laaste een wat ek kan vraag, gee boodskap asseblief vir die Faithful. Ek weet Oosten Support is een van die mees passievolste supporters wat die mense kry in die Boland en sal ek 'n boodskap vir hulle. Ja, so meneer, ek dink as die ouens self sien op 'n Dinsdag en Donderdag aand hoe die mense uitkom, die ouens wat vir Oosten Support en dit gee ook die Oosten boys 'n baie hulle hitsel die manne aan en soos ek weet, Oosten is daar op. En ons wil net weer hy slogan inbring van ons krik vir niks. En jy het vir Evans vir my gevra of dit is wat Oosten gaan opdis, maar ek moet vir jou sê, you ain't seen nothing yet. The best is yet to come. Okay, baie dankie coach en sterkte. Alright guys, ek is so met 'n baie bekende speler van Oosten. Stel asseblief jouself voor wat jy ken nie. Ek is Brendan Hunter, kaptein van Oosten. Kaptein van Oosten al vir jare en jare as die man kaptein. Man dra die trots. Ek het nou vir Evans gesê, dit lyk vir my nou soos die ou Oosten span, daai span wat top 12 toe gaan en dit lyk iets jealous is baie goed in die span. So ek wil hulle komplimenteer daarop en sê alles sterkte vir die fans wat nou gaan kom. Ek wil net luister. Hoe voel dit vir jou om weer die jaar die kapteinskap te dra vir Oosten? Dankie, ek sal weer nie wil sê nie.
As nooit 'n reggie, maar wel 'n voorreg verstaan om die dorp agter ons te hê, verstaan, dis as passievolle ondersteuners verstaan, om elke week net te speel vir hulle, verstaan, dis ongelooflik. Om die captain van dit, die manne luister, verstaan. So ek het nog hy en my laat die manne luister as ek praat, sien jy. So ek gaan dit nog altyd verstaan. So as nog so 10 jaar of 20 jaar nog in jou liggaam nog. Ek kan wel eers 3 toe wil. So ek kan seker nog 3 4 jaar. Sê gewoon net 'n boodskap daar so vir die supporters. Ek het of ewers gesê, julle is een van die mees passievolste supporters aan die hele Boland. Hy skrik vir wie skrik vir niks, kom al vir jare en is daar 'n boodskap vir hy mense. Dan kan ek wil sê baie dankie. Vanoggend toe ek opstaan, soos tegnies daar klaar, almal op pad daar bestaan. Dan gaan die onvoorsien verby nie. Ons waardeer alles wat hulle vir ons insit en wat hulle vir ons doen. Bestaan van ons kan nie gou sonder hulle nie, verstaan. Maar hulle sê daar baie dankie man. Maar ek sê vir steegte vir die finals en ook vir die liga wat kom. As jy baie dankie man. Het is vandaag hier so met iemand van die coaching staff vanaf Stanford. Stel ons self voor wat die ken nie. Goeiemôre Duncan, ek is Byron May. Ek is coach daar by Stanford Universals by klein coach. Het reg gekry om vanaf die streek uit daar te kom, na die grootheid daar toe een. Die top 4 te wees in laas jaar in die liga by ons. Ek wil sê well done om nou die talk of the town te wees. Ek bedoel manne soos Zones hier so, ek het gehoor Conan Lafleur is ook by hulle. Stanford se brein is besig om te groei en ons kan sien die rugby is ook besig om te ontwikkel. Is daar 'n boodskap vir die ondersteuners van Stanford? Soms is dit baie difficult vir iemand van 'n ander dorp om in te kom, Duncan soos ek toe ek inkom, het hulle vir my gaan vaar met oop arms en dis die tipe liefde wat ek daar gekry het en hulle het my die opportunity gegee om myself te kan express anders as 'n rugby player op 'n coaching level. Het hulle my nou myself 'n kans gegee om myself te kan express en ek waardeer dit en ek sal dit altyd na in die hart hou. Wat hulle vir my gedoen het en wat hulle vir my die opportunity wat hulle my gegee het. Soos jy sien, ons het hard gewerk. Ek was nog nie betrokke in die streekuitdag, ek was betrokke in die grootheid. Ek het laas jaar begin. So ek was laas jaar deel van die span en kyk ons probeer 'n bietjie beter gaan, ons probeer 'n bietjie beter werk. Soos top 4 het ons nou laas jaar geëindig. So obviously as jy aim om beter te kan doen, ons moet nou in die volgende seisoen en om eerste jaar dan nou deel te wees van die Overberg Challenge. As iets groot vir 'n span wat laas jaar in die grootheid daar gekom het. Hy's 'n volledige antwoord. Ek gaan jou niks meer vra nie. Ek sê vir baie dankie alle steegte. Wat hulle nou terug gaan regroep en ook alle steegte vir die liga wat kom. En ek gaan definitief 'n paar games ook kyk. Hy sapne. Right guys, so is so finally met een van die players wat die meeste gepraat word tans in die Overberg. Ek gaan net stel voor wat die ken nie. Mijn naam is Marco Jones. Ik kom van Robertson. Thans in Stanford speel voor Universals. Eens is ook betrokken bij de Gel squad. Yes, definitief bij de Jellies. Ja. Goed, dat is eerst wat ik van jou face-to-face moet. Ik heb daar zo bij van jou gehoord en gezien. Ik wil eerst congratulate tot waar ze gekomen met nog rugby nou al. Ik heb de laatste jaar gezien ook zo aan Wellington wat ze gespeeld het. Top 12, zo great player. Wat verwacht ons van Marco Jones die jaar? Eerste gamepie wat voorbij is, niet de beste wat ik wou gehad tegen mezelf. Ik denk het gebeurt met de beste van ons. Ons kan het harder gaan werken en ik mezelf harder gaan werken. Ik is excited voor dit jaar. Ik hou niet van vooruit praten. Als kijk maar wat dit jaar en nou zal definitief mijn beste wil brengen. Maar ik is excited en ik zie er heel erg uit. Verduidelijk over ons, hoe is die difference tussen Breelangebeerstreek en die Oeverbergstreek? Baie mensen gaan zeggen, maar als ons gaan zien hoe lijkt het in die Oeverberg. So, sê ons, hoe is hij nu ervaren, hoe is die Oeverberg? Ja, ik kan nog net zeggen, dat is de eerste game, so ik kan nog niet. Pace is een beetje hoor. Baie van alle games is meer van 50-50 chances met Fadi, so ja, zoals je dat krijgt. Ik denk jouw mannen over van Serbi, maar dat is nice. Het maakt je game altijd competitive. Ik denk aan die Breelangeweer en Robertson. Een beetje meer structuur, een beetje meer dingen. Structurele, voeren rugby, ja. So hier is meer spoed op die bal en zo, ja. Okay. Hoe voelt het om een player te wees wat zoveel hype op hem heeft? Baie mee, allemaal praat van Marco Jones. Die leities is gemaakt Marco Jones bij mijn school. En wat is school die groot mensen praten van Marco Jones. Hoe deal ze met hij? Ik denk soms is zoals nou. Ik voel ik het bij een zwak game gehad. So dat is een beetje jaren voor mij geweest, maar ik ben hem op een kind vat van het gebeurt van de beste van ons. Ik denk het is een privilege. Ik denk prijzen is een privilege om het te eten, ja. So, ik denk als je niet prijzen eet van buiten of dingen, dan doe je niks regie. Van nou waar je niet meer naar oren. En ik geloof ook aan kinders is vals. Als een kind van jou hou je genuine van jou. Je zal dit fake of zo niet. So, ik heb baie liefde voor die kinders en zo. En ik waardeer het recht waar voor allemaal wat me support en zo, ja. Smart man. Laatste ding wat ik kan vragen, net een boodschap voor jou Stanford supporters op die oomlik en dan ook een boodschap voor die Robertson mannen. Voor die Stanford mensen, baie dankie. Jullie allemaal wat uitgekomen vandaag. Ik weet,
die eerste game is nou nie wat julle wou gehad het nie. Maar glo ons sal definitief as 'n span harder gaan werk en beter terugkom. Dankie vir dat julle gekom het. Ek dink aan vir Robertson, sterkte vir die jaar guys. Ek dink laas jaar was 'n amazing jaar. Ek mis definitief die boys, die mense aan die ander kant, maar mag julle 'n wonderlike jaar hê ja. Awee, Jim. Alles sterkte nee. Baie dankie. Asai, sap. Alright, ek vandag hier so hulle gaan weer geraak. Ons vandag hier met support. Ek weet nie meer van wie die jong support nie. Hy het keer in die hempan. Hy is van Badaza op die oomblik so ek weet nie. Sê maar gou stel ons jou op wat die ken nie buta. Hallo almal, ek is Moenrey. Hallo van die spel. Oorspronklik van Caledon, maar is he loving it? Beat up. Beat up. Easy weekie. Nee. Toxic, I'm toxic. My guy. Sê maar gou net, Amal. wie dink jy gaan nie Tony vat vandag? Tony vat. My bro, why? Is jy vir my gesien? Weston ja. Weston. As nou 'n boodskap is vir Weston support, wat is die boodskap? Weston supporters ouens, julle moet uitkom met die mense my bro. Van hoekom dit gaan gaan. Beek julle honde maar won asseblief toe. Alright, ons nie gemaak nie as ouens kan nou land nie, maar maak dit vir die mense my bro. Kyk hier, 100% ek verstaan jou. Sê maar gou net, so weet dit mos 'n groot tournament net. Die tournament kon elke jaar wanneer as 'n holdings en so. Speel vir ons tournament. Tournament siel. Speel vir ons tournament. Ja, tournament. T-O-U-R-I-M-E-N-T. You got it? Nee, tournament. Right, ons het vandag hier saam met Desmond, Berika. en Laumo. Guys, ek hoef seker net te vra of julle nou steun nie. Maar wat is julle verwagting van Weston vir die toernooi? Bij de eerste game met Ocean definitief goed gedoen. Zo ons wacht maar voor de final. Zo ik zal definitief zeker gaan samen met team man. Ja, gaan samen met het team. Waanto. Ons had die finals vat. Ons had die finals vat. Op social media vat nou oor as dit kom by die klub rugby en so. En Weston is van hy spanne wat hy baie postie. So wat dink jy waarvan kom hy dat hulle besluit het Weston gaan nie op social media, ons gaan net week en week. Ja, maar soos ek gesê het, nee, ons kan nie ons plan wat ons het. Ons kan niet even deel met allemaal man. Zo ons plan voor onszelf en op die dag zal het maar niet opdag man. La fans, wij zo hier. Dat is famous. Volgens nou die toernooi kom al van jaren aan. Ik weet niet hoeveel keren ze wat ons snel deelnemen die toernooi niet. Maar die vierde derde keer wat so dat is een goede tournament voor die gemeenschap en de Oeverbeersamenling. Zo spelen we ons tournament. T-O-U-R-M-I-N-T. Ik weet niet waar je gaat zeggen, alle gaan besluiten. Stel je zelf voor wat ik ken niet. Ik is Kaarten Mortijn, ik is speler bij Kelden Rugby Club. Mijn kennis is ook wel een manspannen wat nou nog bezig is om te bouwen in de ijskan als ik regels. Ja. Zeg maar gewoon het is een boodschap voor de supporters aangezien zij players. Als supporters hou niet de belofte bij ons, moet hoop verloren. Wat zij woord even man, ik train nu Afrikaans praat, maar staf man. Engels? Ja nee maar ik wil Afrikaans. Nee, PR blijf Afrikaans man, PR blijf Afrikaans. Oké. Nee man, hulle moet net believe in like trust. Kelden op het einde van het seizoen, ons zal niet disappointen, ons zal zeker maken waar ons eindigt. En dat is ons standpunt voor die jaar. Ons wil net succes behalen en al is het hoe tough, hoe hard, ons zal ons beste draaien. Survive. Zo dat moet dat. Sterkte voor die jaren. Hoeveel voor meal maken? Right guys, ons is met een groot lip van Weston, die grootste naam in Weston natuurlijk. Stel ons jou voor wat die we kennen. Zo, yo, ik sta met lekker voor en hele yo, wat dan misschien met aangaan. Alle die mensen lekker niet. Toen ben Weston wel, maar Weston is een paar dankie Ben en dankie voor allemaal ons. Ik heb wel liever Weston. Wat kan ons verwachten van Weston zijn kant van die jaar? Yo, Weston zijn kant is bij goed jong. Ons is bij ons nieuwe koepel gekregen, maar spraat die bij niet. Smart, jullie week achter die scherm. Ons achter die scherm ja. Ons is die beste is boter wie ik is die beste niet. Maar ik week achter die scherm dankie Donat. Een boodschap voor jou kapitein Riemann, van Ben geef boodschap voor jou kapitein. Ben, als je nog altijd eraf Ben als je nog altijd eraf listen, if you must it, you must win it. It's all by the way. I don't love soccer anymore. Hij is Engels een stukje, hij wat nog niet gehoord. Hij is Engels eigen wist nou niet. Kan man lapit zijn baas, dank je. Nee, is een politie. Hij is klaar binnen. Kijk hier uit, onze vandaag is aan met Pyro.
Wat noem hulle vir jou? Ompaksie. Ompaks. Sê maar net, hoe het jy jou gevoel toe hulle vir hy bal gee so gie in die gat in en sy slaat so hy cross kick en sy vang hy bal en sy skoor die wen 3 vir Houston. Hoe het hy vir jou gevoel? Die gelede toe weet ek is final toe. Jo. Toe weet ek is final toe. Nee. En dis 'n pyro wat hy sê. Nice, SWN in jou boxen. Nice man. Net Is so. dit net lentiksie? Hy lieg. Hy lieg. Hy mense wag aan by my in die bos. Mooi dag vir Sê maar gou net, sy is groot Houston se pote, né? Groot. Hoe voel sy oog vandag? Hoe is Houston se prestasie vandag? Ek sê ons praat nie by nie man. Ons toon dit op die dinge so sien jy nou. Op die veld. Aksie. Min woorde, aksie. Min woorde baie. Ja, woord van die dag. Woord op dat dag. Min woorde, baie aksie. Don't laat my goed aan, dankie. Okay, wat is woorde dat? Woorde van die dag. Houston het kak gemaakt. In Caledon. Vanaf dat hy, as hy nie van Houston is nie, dan is hy nie op Caledon nie. Right, daar was vandag is met? Sou en Natie. Sou en Natie. Uit die Greitenheid. Uit die Greitenheid. So, is hy gespeel vandag? Ek speel sokker, maar ek support die rugby ten volle. Het 'n boodskap vir die organiseerders van die toernooi. Ek weet dit bring baie mense bymekaar. En jy kan sien hy's vandag en hy's vandag en kyk hoeveel mense is hier. Dat ek 'n boodskap vir hulle. Ek kan nou een ding sê, is my tweede keer nou by die NH. As die tweede jaar moes dat hulle dit nou. Ja, 4. Was my tweede keer nou hier. En ek moet sê, vir my was dit nou al die jare sukses. Ek love die vibe wat hier kry van almal af. As baie gemeenskaplik, vriendelik en ek hoop dit gaan verder hier vanaf hoër hoogtes bereik. Nou ja, nice. Hoër hoogtes. Dankie Nasan Holdings. Sy het dit gemaak tot by die eerste einde van die interview video vir 2026. Nou vir jou, daarvoor sê ek vir jou baie dankie. Ek waardeer dit diepte van my hart uit. Ek het vroeger gaan van die tournament dat dit begin storm. Wat nog altijd, het was een great tournament, soos altijd. En obviously, dit moest nog 'n bietjie verbeter. Baie dankie vir die Nasan Holdings dat met die media paas gegee het. Baie dankie vir die support dat my baie liefde gewys het. En ek vergeet die channel support, die rit om te like en te subscribe. Dis al wat ek van jou veraf. So baie dankie. Ek sien jou. Miskien is ek hier saterdag by jou veld, David. Miskien is ek daar by jou. So subscribe so lank nou al. Oefen so lank jy word om te speel. En moenie vergeet nie. Sê goed te veel male, sê klaar my af. Buite toe. Wat op dat dag? Min woorde, baie aksie. Don't laat my